Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 3de Oktober. Ek dink ek het die datum nou ten minste reg. Ek moes vir myself lag, 'n vriendin van my wat vir Johan van Heerden goed geken het, as ek so 'n bietjie de mekaar geraak het met die datums, dan sê sy altyd het hy 'n field day met my gehad. En nou sy laat my toe weet, maar dis die 1 Oktober en ek dacht toe mos nou September het 31 dae, so vriende, ek dink as tye wanneer jy maar jouself moet blok, is so een van daai tye gewees. Maar ek beloof julle vandag, Vrydag, is dit die 3de Oktober, vriende. En September het inderdaad net 30 dae, hoewel ek hom 31 dae gegee het. Weet, kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het as die kinders om ook in hierdie dankbaarheidsmaand so by mekaar te kan wees. 'n Maand, Here, waar ons vir U onophoudelik wil sê dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie vir dit wie U is vir ons. U is ons God, ons almagtige Vader. U is die God wat vir ons lief is. U is die God wat ons gemaak het. U is die God wat vir ons kinders gegee het en gee. U is die God wat by ons is. U is die God wat vir ons sig gee en vir ons spraak gee en vir ons gehoor gee. U is die God wat vir ons krag gee, Here, om ons werk te kan doen. U is die God wat vir ons intellektuele vermoëns gee. Here, en daarom wil ons vir U kom dankie sê vir wie U is. U is die almagtige, alomteenwoordige, drie-enige God, die Vader, Seun en Gees. U is die God wat vir ons genade kom gee het deur Jesus Christus, die enigste weg na die Vader. Daar is geen ander weg nie. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, en dit wil ons vir U op hierdie dankbaarheidsmaand oor en oor kom voor dankie sê. Dankie, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons gaan dan nou aan hierso by die volgende versie. Ek het bietjie by julle stil gestaan. Hierso wanneer ek gesê het, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ons het so 'n bietjie daar gepraat. Nou gaan Paulus aan met hierdie gebed, en hierdie gebed inderdaad, het ek vir julle kom sê, wil ek vir julle ook bid. Nou kom ons vat hom weer van vooraf. Hy sê dat daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Dit is amazing. Ek wil sê, dit is wonderlik as jy mense so getuienis oor julle kan gee, en dit sien ek baie in ons gemeente, bevriende mense wat regtig liefde het vir hulle medegelowiges, mense wat uitreik, liewe vriende, na mense toe wat dit meer swaar kry, wat werklik liefde vir hulle het, né? En wat werklik geloof in die Here Jesus het. Voorreg om so 'n wonderlike gemeente te kan wees, vriende. Ek is nou al jare daar, ek is al 'n antika, en nog al die jare beleef ek mense wat vir Jesus lief is, en mense wat vir hulle medegelowiges baie lief is. Ook lief is vir mense wat nie deel is van ons gemeente nie, maar mense in die gemeente, die gemeenskap van gelowiges in die gemeente, wat eenvoudig met hulle harte uitreik na mense. Ek wil net weer eens vir julle sê, dis nou Sonnekus gemeente in Milnerton. Dankie vir julle voorbeeld wat julle deur soveel jare vir die mense rondom julle gestel het, en nog steeds stel, en ook vir my, baie dankie daarvoor. Groot voorreg om deel van julle te wees. Dan gaan hy aan, liewe vriende, dan sê hy, wat ek nou vir julle gesê het, wanneer ek in my gebed aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En dan, ek bid, dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan die regterland sit het, hoog bo elke mag, gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.
Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Dis 'n hele mond vol, vriende. Kom ons vat hom nou van vers 18 af. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Kom ons vat net daai. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Liewe vriende, hoe meer ek en jy in 'n verhouding met God staan, hoe meer en meer, liewe vriende, begin ek en jy God sien. Dit is asof as wanneer ek en jy net so 'n bietjie in 'n verhouding met God staan, nog nie heeltemal, dit is asof mens katarakke in jou oë het. Jy is so vaag weg, jy sien goed, maar jy sien dit nie so duidelik en so lekker nie. Of jy ons kan sê, dis soos 'n vuil bril wat hou aan het. Jy maak uit, jy maak nie buite, my kind, dit is net nie helder nie, né? En hoe meer ek en jy daardie verhouding met God het, liewe vriende, hoe meer jy daardie verhouding met God het, daai lewende verhouding met God het, hoe meer jy in die spore van Jesus Christus volg, hoe meer jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk, hoe meer jy begin inderdaad om geloofsvormende gewoontes te gebruik, soos om te wandel in die woord, om te bid, om te journal, om te mediteer, reflekteer, te memoriseer sekere gedeeltes. Hoe meer jy dit begin doen, liewe vriende, asof jou bril al hoe helderder raak, asof daai katarakke weggevat word deur die dokter. En ewe skielik sien jy. En dit is nie asof dit nie daar was nie, dit was altyd daar, maar jou en my bril, liewe vriende, was nie lekker nie. Daarom kom bid Paulus vir hierdie gemeente, en hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, né? Dat julle geestesoë so verhelder, en liewe vriende, daai bril skoonmaak, daai katarakke verwyder, dis geloofsvormende gewoontes. Hoe meer ek en jy by God is, hoe meer ons by Jesus, hoe meer ons by die Heilige Gees is, hoe helderder begin ons goed sien. Dit is die een ding wat ek vir julle absoluut kan verseker, dit gebeur in my lewe met die gelowiges wat ek deur jare heen praat, presies dieselfde. Liewe vriende, daai bril skoonmaak is om by God te gaan sit in sy teenwoordigheid te wees, tyd met hom te spandeer, in die kar, daar waar jy werk, praat met God, liewe vriende, hy praat met jou, vat vir jou 'n teksvers, memoriseer hy teksvers, sit hom in jou sak, en die hele dag kan jy met God praat oor hy teksvers. Jy kan begin met Psalm 23, dat die Here is my herder, net daai een, dan sê jy die hele dag vir jou, die Here is my herder, sê, dankie Here dat hy my herder is, Here, dankie dat hy na my kyk, dankie dat hy vir my omgee, dankie dat hy vir my uitkyk, dankie dat hy gee, dat die wolwe nie by my kom nie, vir jy die hele dag oor praat. En hoe meer ek en jy by die Here is, hoe helderder raak ons bril dit, want dis die lappie waarmee ons afvee. En ewe skielik sê jy, joh, hoe sien ek dinge nou so anders? Dan sit God wat deur sy Gees jou bril vir jou baie mooi kom skoonmaak het, sodat jy kan sien, mag God jou geestesoë, liewe vriende, en my geestesoë verhelder. Dat ons kan weet wat hoop sy roeping ook inhou, né? Sy roeping, liewe vriende, wat hy vir jou en vir my gee, om disippels te wees van hom op hierdie aarde. Die roeping wat God vir ons gee, alreeds in Genesis 1 vers 27, wanneer hy sê, ons skepingsdoel is, hy kom sê, ek het julle gemaak na my beeld, om my te verteenwoordig. Dis julle roepingsdeel. Roepingsverhaal wat die Here wil hê moet uitspeel. Nee. Maar liewe vriende, as jou bril nog vuil is, as jy katarakke in jou oë het, kan jy nie lekker sien nie. So daarom is dit belangrik om 'n lewende verhouding met God te bou, liewe, dat hy jou geestesoë so sal verhelder, dat jy kan weet watter hoop sy roeping. En nou kom ons volstaan net vandag daarby, dit is al klaar absolute mondvol. Gemaak jou geestelike bril skoon, vat daai lappie is om by God te gaan sit, 'n lewende verhouding met hom te hê, 'n teksvers te vat, sit dit in jou sak, vriende, is so maklik, sit dit in jou sak, en sê vir God, Here, vandag wandel ek net met U. Vat 'n volgende dag 'n volgende, en dan vat dieselfde versie, praat die hele dag met die Here, né? Praat die hele dag met die Here. Jy kan natuurlik tyd af in die oggend wat jy kan spesifiek vat, wat jy kan lees, of in die aand wat jy regtig bietjie stil raak in die teenwoordigheid. As jy sukkel daarmee, vat daai teksvers en herhaal dit hierdie dag, praat met die Here, want hy praat ons met jou. Vriende, dit help baie as jy so 'n gedeelte vat. Begin by 'n plek, vat 'n teksvers of 2, 3, hou aan daarmee, gaan deur 'n boek, sit dit in jou sak, soos ek nou basies met julle doen. Jy sal verbaas wees op die ou ende wat gebeur.
Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.